het vroeg opgestaan. Onthou oupa dan nie. Clara kom vandag en ek kan nie meer wag nie. Lara, wys my asseblief die brief, Heidi. Sekerlik. Hierso. Hierso. Die dokter vertrek binnekort of jy hulle te kom kuier. Jy maak 'n fout, Heidi. Sy skryf net van die dokter. Daar staan iets van Clara, dankie. Liewe Heidi, nee, nie hier nie. Ek sien al so daarna uit om jou eendag weer te kan sien. Sien, oupa het geskryf dat sy kom. Beteken niks. So kan sy nou weer sien as sy nie kom nie. En as Clara so iets skryf, sal sy kom. Kleintjie, Schwinlie, Bernie. Dat is iets wat ek julle nog moet leer. Julle kan Clara nie so rondstamp nie. Met haar moet julle baie versigtig wees, hoor julle? Begin jy nou ook met daai strekke toe nou? Snoekie het ook altyd aan my rok so gekou toe sy nog so klein was soos jy, kleintjie. Josef, word wakker, ek het goeie nuus vir jou. Ons kry binnekort 'n gas uit Frankfurt. Jy weet mos my vriendin Clara. Clara, kom, word wakker. Uiteindelik. Josef, sis man is aklig. Josef, het jy uiteindelik verstaan wat ek gesê het? Clara, kom. Jy's nie 'n hond nie, jy's 'n luiaard. Oupa! Julle twee het ook nie oë in julle koppe nie. Julle sal nooit leer nie. Natuurlik, julle twee. Moenie nou daar staan so. Goeiemôre, Peter. Hoekom sê jy niks nie? Jou naam is mos Peter, nie waar nie? Maar hoe weet jy dan wat my naam is? Omdat Heidi my van jou vertel het toe sy nog in Frankfurt was. Dis die dokter, o liewe land. Lyk ek dan so vreeslik dat 'n mens om boeglam skrik as hy my toevallig in die veld raakloop? Ek het mos baie vriendelik goeiemôre gesê of hoe? Ja, Nou goed dan. Kan jy my na Heidi se oupa toe neem? Jy ken mos die pad. Is dit nog baie ver, Peter? Nee. Dis sprokiesagtig. En ek wou nie eers hier na toe kom nie. Wag, Peter, nie so vinnig nie. Ek kan ongelukkig nie stadiger as die trop loop nie. Nou ja, nou weet ek ook weer hoekom ek nie wou kom nie. Waar's Clara dan? In Frankfurt, waar anders. Ek het alleen gekom, want ek wou eers die omgewing mooi bekyk voordat ons vir Clara hiernatoe stuur. Dan beteken dit sy kom nie meer nie. Hoekom is jy dan nou so kwaad? Wil jy dan baie graag hê dat sy moet kom? Wat? Ek kon goed sonder Clara klaarkom, maar nie Heidi nie. Ek het so gedink, Peter. In Frankfurt het sy huis toe verlang en hier verlang sy na Clara. Ag, stadmense is almal dieselfde. Ek sal die tas dra. Ag, liewer nie. Ek sal regkom, is veel te swaar vir jou. Ek is gewoond daaraan. Geef vir my. Baie dankie, Peter. Dit sal baie help, dankie. Die lug is darm heerlik hierbo.
Ek kan goed verstaan hoekom Heidi by ons in die stad ongelukkig was. Nog net oor hierdie bildans om daar. Daar's Pieter. Eindelik, dis darmal hoogtyd. Pieter, goeiemôre. Wat op aarde draai op sy skouers, lyk soos 'n tas. Dit kan mos net klaar as 'n eislike reistas wees. Pieter, waar is hy? Wie? Sê tog gou, man. In Frankfurt natuurlik. Ag, moenie jok nie. Ek ken mos daai tas die dokter. Heidi, hoe gaan dit met jou my kind? Baie welkom. Ek is so bly dat jy hier is. Regtig baie bly. Stadig my kind. Hou jy van die berge? Hulle is asemrowend mooi. Maar kom laat ek jou eers groet. Jy het alweer 'n hele eind gegroei. Lyk my die berglig is baie goed vir jou. Ek is bly en bruin gebrand. As jy eers 'n paar dae lankie was, sal jy ook so lyk. Ja, miskien my kind. Dit is goed dat jy my herinner. Sy stuur groete vir jou, Heidi. Maar ek verstaan dit nie, dokter. Hoekom stuur sy dan net groete? Wil sy dan onder in Durfie bly? Heidi. Clara het nie saamgekom nie. Ek het alleen gekom. Clara het nie gekom nie. Oh. Heidi, ek sal verduidelik. Jy weet mos dat Clara nie sonder 'n rolstoel kan beweeg nie. Ja, Probeer verstaan, Heidi. Jy het wel in jou briewe geskryf hoe mooi dit hierbo is, maar jy het nie geskryf hoe Clara in haar rolstoel hier kan rondbeweeg nie. daaraan het ek nie gedink nie. En u is nou hier om te besluit of Clara na ons toe kan kom of nie. Ek verstaan dit. Oupa! Clara het nie saamgekom nie. Ja, ek weet, Heidi. Ek is bly om u uiteindelik te ontmoet. Heidi het ons so baie van u vertel. Sy het alles haarfyn beskryf. Hartlik welkom en baie dankie vir alles wat u vir Heidi gedoen het, dokter. Ek weet nie hoekom u vir my moet dankie sê nie. Omdat u Heidi weer na my toe teruggestuur het. Meneer Seseman het dit in die brief geskryf wat hy saam met Heidi gestuur het. Nou ja, dankie. O nee, ek het net gedoen wat die beste vir haar was. Die kind het baie verlang. Haai oupa, die dokter het al die pad gekom om te kyk of hulle Clara hiernatoe kan stuur of nie, oupa. Is dit hoekom? En net nou het jy gesê jy hou van die berge. Beteken dit dat Clara kan kom? Wat is nou so snaaks daaraan? Het jy so gesê of het jy nie so gesê nie? Heidi, hy het nou net hier aangekom. Die dokter het nog niks gesien nie, maar jy kan hom mos net na jou berge wys. Ja, ek sal dit doen. En hy sal baie daarvan hou. Dink oupa ook nie so nie. Heidi, daar's geskenke in my tas van Clara af. Sy het daarvan in die brief geskryf, ek weet. Gaan maak hulle oop. Baie Ja, dankie, goed ons gaan gaan. so dadelik. Maak gou die tas op toe. Ek wonder of sy my borsie gestuur het. Ja, dit is altyd wat sy beloof. Ja. Kan nie wag nie. Is u nie lus vir 'n groot glas vars bokmelk nie? Dit sal heerlik wees. Ek kan nie voorstel hoe dors ek na die lang pad is. Dis die winterjas die waarvan sy worsies. geskryf het. Wat 'n snaakse ding is dit? Dis die warm Charlie vir jou ouma. En hier is die pyptebak vir my oupa. Sê my, wat soek jy nou eintlik? Wat dink jy? Dis wat ek gesoek het. Eslike bos. Pieter, hier's nog meer jong. Ek dink ek droom. Myne. Nee, los Dit was myne. Die borsie is vir my. Ja, maar sy het geskryf ek moenie dadelik almal vir jou gee nie, anders eet jy hulle met een slag op. Ja, maar jy sê dan self is myne. Gee hulle hier so asseblief, Heidi. Beloof my dat jy hulle huise sal vat, anders stuur ek hulle terug Frankfurt toe. Jy sal dit mos nie doen nie of hoe? O ja, ons sit al die worsies terug in die reistas en dan neem jy hulle saam huis toe. Tot sins al my worsies. Pieter, jy's 'n vraat. En waar daarvan? Weet jy hoekom Clara nie gekom het nie? Clara, kan jy regtig aan niks anders dink as aan Clara nie? Luister nou vir my, Heidi, jy kan maar al jou worsies hou. Kan ek nie vandag saam met jou gaan nie, Pieter? Jy kom saam aan die dokter. Hy kom sommer saam met ons Weiveld toe.
Ons moet hom alles hierbo wys, elke berg en elke vallei en natuurlik al die blomme. Sê ja toe, hy moet sien hoe mooi dit is. Hy moet van die plek hou sodat Clara mag kom. Ek het mos gedink daar steek iets agter. Natuurlik, moenie so naar wees nie, Peter. Ek is seker jy sal van Clara hou. Peter, ons moet hom ook al die diere wys, die marmotte en die bokke, miskien ook 'n arend. Ek weet dat Clara weer gesond sal word. Ons moet dit net regkry dat sy na ons toe mag kom. Nou ja, goed. Ek sal jou help. Ag, dankie Pieter, hoor. Anna! Flans om die deur in my gesig toe. Is dit lekker? Heerlik. Kyk haar. Huh? Maar mooitjie. Pieter en ek het dit ontdek. Pieter! Totsiens, sien jy môre. Ons sal later die geskenke na julle toe bring. Mag ek my ouma al daarvan vertel? Nee, hou dit eers geheim. Ek sal. Pas op Josef. Die eerste dag in die berge dan geniet. Fantasties. Maar kan nie jy sê dat dit vandag my eerste dag in die berge is nie? Ek hou al 20 jaar lank elke somer in die Alpe vakansie. Dis hoekom ek bekommerd was. Ek ken hierdie wêreld goed. Hoe kan ek nou verduidelik? Dis 'n paradys, maar wat Clara betref, 'n gevaarlike een. Ja, ek weet, dokter. Wat beteken dit? Wat beteken 'n gevaarlike paradys? Luister jy ons af? Dit was net toevallig, regtig, dokter. Kalm, Heidi. Maar ek wil nie. Beteken dit nou dat Clara nie mag kom nie? Ek weet nog nie, Heidi. Maar u het gesê dis wonderlik hier. Hoekom kan dit nie vir Clara ook wonderlik wees nie? Ek dink dit word nou hoogtyd dat jy Clara se geskenke na onderneem. As dit te laat is, kan jy nie meer gaan nie. Sou u omgee om saam met Heidi te gaan en die geleentheid te gebruik om Peter se ouma te ondersoek? Natuurlik nie. Wel, Heidi, mag ek maar saam met jou kom? Ja, seker, maar net as jy my beloof dat Clara mag kom, dokter. Is al die worsies ons sin? Ek weet nie om vir jou dankie te sê nie. Dis nie van my nie, dis van Clara. Daai grootte daar agter lyk lekker. Wag nou, Peter. Wanneer gaan jy dan leer om jou te gedra? Ek kan dit mos nie help as ek honger is nie. Gee hom maar 'n ou klein worsie broodjie. Hy wag al die hele dag daarvoor. Ai, jy's daarom gaaf. Ek gaan eers probeer hoe hierdie een smaak. En toe, is die wors lekker? Ja, is vreeslik lekker. Ek kan sien jy geniet die wors. Ja, en nogmaals dankie. Ouma mag 3 maal raai wat dit is. 'n Charlie, 'n warm Charlie vir die winter. Ai, maar dit voel heerlik saam. Dit is egte wol, Heidi. Baie dankie, dokter. O, baie dankie. Die Charlie is so welkom want hierbo kan dit nogal baie koud word. Ek was nog nooit in die winter hier nie, maar ek het gehoor dat die sneeu baie keer meters diep lê. Ja, die winter is straf hier. Dit is nat en koud en partymal dink 'n mens ons sal nooit weer uitkom nie. Maar dit ek moes 'n lekker warm Charlie. Die ou dame is baie oud, maar haar gesondheidstoestand is verbasend goed. Ek is baie bly dat jy so dink, dokter. As ek net geweet het wat om te besluit. Ek is oortuig daarvan dat daar vir Clara niks gesonder is as die vars lug hier nie. Kyk net vir Heidi. Onthou u hoe sy destyds gelyk het toe sy so ruk in Frankfurt gebly het? Ja, ek weet, sy was bleek en maar sy was siek. Ek is net bekommerd oor haar styl afgeronde.
Sê my, ek wou u net nou al vra. Dink jy dat Clara ooit weer sal gesond word? Wel, op die oomblik kan ek die vraag ongelukkig glad nie beantwoord nie, né? Hoe nou? Clara behoort gereeld 'n reeks voorgeskrewe loopoefeninge te doen, maar sy is nie sterk genoeg nie. Dis hoekom sy hierheen behoort te kom. Vallende ster. Ek wens ek het 'n vallende ster gesien, dan sou ek kon wens dat Clara kom en dan sou my wens ook waar word. Vandag is die uitsig nog beter as gister. Van vandag af moet jy nie die vaste gras vir jou op die weiveld uitsoek, Shweny. Jou melk moet baie goed wees. Ons moet vir die dokter wys dat dit die beste verklaring sal wees om hiernatoe te kom. Goeiemôre, Heidi. Jy het darm vroeg opgestaan, dokter? Nie vroeg genoeg nie. Ek wou eers op wees, maar dit lyk vir my jy het nog vroeër as ek opgestaan. Vars bokmelk. Dis nog warm. Sulke varsmelk sal jy nêrens in Frankfurt kry nie. Dit ruik lekker. Alles opdrink. Heerlik. Gesonde vars bokmelk. Dit was gaaf van jou. Baie dankie, Heidi. Dis goed, ja. Dis sommer baie goed. Want as die melk so gesond is soos jy gesê het, dan moet dit mos vir Clara ook gesond wees. Ja, natuurlik. Clara kan net soveel bokmelk drink as wat sy wil. Sy kan mos of hoe? Heidi, luister vir my. Maar hoekom lyk oupa so streng? Wat is dit? Luister, Heidi. Ons het mos gister oor Clara se rolstoel gepraat, nie waar nie? Ja, ons het. Jy het ook al gesien hoe baie ek die rolstoel rondgestoot het. Ja, in Frankfurt, op gelykgrond of op 'n steenvloer of op 'n mat, Heidi. Nou ja? Heidi, dis genoeg. Jy wil net weer jou kop teen die muur stamp. Dis onsinnig. Dis regtig te gevaarlik vir Clara. Ek het daaroor nagedink. Dan wil ek maar my kop teen die muur stamp. Glo my, ek gun Clara 'n vakansie hier by julle. Maar kan jy nie begryp dat 'n mens nie hierbo met 'n rolstoel kan rondry nie? Nou ja, wat dink jy sal gebeur, Heidi, as Clara naby 'n steil afgrond alle beheer oor haar rolstoel verloor? Maar sy ja, Begryp jy nou, Heidi? rolstoel. Al waarvan jy praat is hy simpel ou rolstoel en niemand dink aan Clara nie. Dit gaan mos oor Clara. Clara sal mos nie alleen wees nie. Ek is mos hier en oupa en Pieter, ons sal haar oppas. As ons almal saamwerk, sal ons dit regkry, nie waar nie, oupa? Maar die dokter is daarteen. Nee, hy mag nie, dit kan nie wees nie. Ek wil hê Clara moet vir my kom kuier en sy wil ook kom. Oppas, Heidi. Ons hout emmer. Hy stikkend. Heidi, kom binne, ons gaan eet. Dit maak mos nie saak as sy nie in die rolstoel sit nie. Clara haat haar rolstoel. Dit help haar tog nie. Sy kan nie gaan waar en sy wil nie. Dit maak nie aan julle saak wat Clara dink nie. Julle gee ook nie eers om as sy treurig is nie. Ek is seker sy kan sonder haar rolstoel regkom en nog beter as met hom. Glo my, oupa, asseblief glo my. Hoekom kan Clara nie ook in die lang gras in die veld sit nie? Sy sal baie daarvan hou, ek weet dit. En dan kan sy ook nie teen die afgronde afrol nie. Maar julle wil mos aan niks anders dink nie. Clara sal gelukkig wees, sy het self so gesê. Heidi, Dis waar wat die kind daar sê. Ons het die hele tyd net aan daai rolstoel van Clara gedink. Ek kan hom mos net so maklik dra. Sy kan ook net so goed op die grond sit. wag net 'n bietjie, ek net nou omdat ek ja. Dit kon trouens die hele tyd Clara se probleem gewees het. Sy het te veel op haar rolstoel staat gemaak. Dis moontlik.
Ons het haar nooit aangemoedig om sonder die rolstoel te probeer klaarkom nie. Miskien sal sy probeer om self te beweeg as sy nie in die stoel sit nie. Ek dink ons kan ten minste probeer. Ja, mens moet. Ek gaan probeer. Ek moet vir jou dankie sê, Heidi. Hoekom, dokter? Ons doen dit. Ek weet nie hoekom ek nie eerder aan gedink het nie, liewe Arne. Is dit nou 'n belofte of nie? Dis 'n belofte, Heidi. Ek beloof jou sy kan kom en jy moet my beloof jy sal haar goed oppas en nooit alleen laat nie. Nou sien 'n mens weer wat 'n ou domkop ek is. Liewe domkop. Clara kom. Clara kom. Ek sou in Frankfurt nooit kon dink dat Heidi so opgewek kan wees. Hier is hy maar altyd so. Ek moet hom dadelik vertel. Maar Peter, ek het goeie nuus vir jou. Vir Heidi het die son nou weer geskyn. Uiteindelik sou sy vir Clara al die mooi kan wys waarvan sy haar vertel het. Die berge, die dennebome, die weivelde en natuurlik ook Peter en sy trop bokke. Nadat die dokter weer vertrek het, wag Heidi dag vir dag ongeduldig op die eerste teken van Clara. Sy beskryf oor en oor vir haar oupa en Peter hoe Clara lyk. Uiteindelik kom die brief van Clara, waarna Heidi so verlang het. Sy was uit haar vel uit van vreugde. En alhoewel sy geweet het dat die dokter sy belofte sou nakom, kon sy dit nie meer glo nie. Clara het egter oor 'n sekere ding nie geskryf nie. Sy was bang dat Heidi miskien teleurgesteld sou wees, of dat sy selfs die uitnodiging sou terugtrek. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.